baie welkom by hierdie opleiding oor vraestel 1 ontwikkeling. Ons verwelkom graag vir Marnay Broosens en ek wil vir julle net 'n kort gedeelte uit haar bioskets voorlees sodat julle net weet met wie het julle vandag te doen hier voor julle. Wie gaan haar kundigheid met ons deel? So, Marnay Broosens het haar onderwysloopbaan by HMS La Rochelle in die Kaapse Wynlande begin, waar sy 9 jaar Afrikaans onderrig het. Sy tree vir 3 jaar as 'n Afrikaans dosent by die opvoedkundige fakulteit aan die Universiteit Stellenbosch op, waar sy onderwysstudente voorberei het vir die klaskamer. Sy dien tans as vakadviseur vir Afrikaans huistaal en eerste addisionele taal in die Overberg distrik in die Wes-Kaap. En sy het haar M.Ed in curriculumstudies aan die Universiteit Stellenbosch met lof natuurlik voltooi. Marnay het 'n passie vir professionele ontwikkeling van onderwysers. Ek meen dis waarom sy hier is vandag, veral op die gebied van gehalte assessering, en sy is ook betrokke by die ontwikkeling van opvoedkundige video's vir klaskamergebruik, soos die graad 12 videoles projek in samewerking met Tuma Mina Teaching. Haar belangstelling in e-leer en vernuwende onderrigmetodes kom sterk na vore, ook in haar navorsingsartikels wat reeds gepubliseer is. So ons verwelkom regtig vir Marnay hier. Ons sien daarna uit om basies al jou kundigheid, dit is soos 'n gieter vir ons vandag. En dan net 'n tegniese reëling voordat ek Marnay vir haar die mikrofoon, die virtuele mikrofoon gaan gee, is julle mikrofone het ek afgeskakel, maar daar gaan geleentheid vir vrae wees waar jy jou mikrofoon sou kon aanskakel of geleenthede wees waar Marnay aan julle bepaalde vrae gaan rig. So voel dan vry om jou mikrofoon aan te skakel, maar vir die res van die sessie hou ons dit dan net eers afgeskakel. Goed, Marnay, jy is aan die woord. Baie dankie vir daardie hartlike en mooi bekendstelling. Nadine, ek waardeer dit regtig baie. En ek moet sê, ek is verskriklik opgewonde om vandag vir onderwysers te bemagtig en miskien selfs te inspireer om nie die volgende te doen nie. Goed, ek dink ons almal was al daar gewees en as jy nog daar is, dan wil ek sê dit is okay. Dit is hoekom jy hier is vandag, om te leer en om jouself te bemagtig. En ek wil net meedeel dat toe ek as beginner onderwyser destyds by La Rochelle begin werk het ek regtig gedink dat om 'n nuwe vraestel op te stel beteken net om bloot die regte kombinasie van ou vraestelle bymekaar te sit. Solank die punte totale ooreenstem en korrek is, dan is dit mos nou 'n nuwe vraestel. So ek verstaan. Maar ek moet sê, ek dink as jy vandag by hierdie sessie ingeskakel is daar ergens 'n onderwyserstemmetjie wat vir jou fluister dat dit tyd is om self te probeer. Dit is tyd om self te probeer om jou eie vraestelle op te stel. Dis regtig iets waaroor ek passievol is en wat ek ook dryf binne die spesifieke distrik waar ek aangestel is, want ek glo regtig dat eerstens die gebruik van ou vraestelle en die oorgebruik van ou vraestelle 'n gevaar inhou. En ek gaan vir julle sê wat ek dink daai gevaar is. En onthou vandag se sessie fokus ons spesifiek op vraestel 1. En ek dink wat gebeur is wanneer ons ou vraestelle gebruik of 'n vraestel koop of iemand anders se vraestel dan nou weer herwin, dan kry ons leerders vra in 'n eksamenomstandighede wat nie met hulle noodwendig in die klas behandel is nie. En dit laat ons leerders voel asof die werk wat met hulle in die klas behandel, veral ten opsigte van taalleer, verskyn dan nie in 'n eksamenvraestel of hulle kan nie lekker die korrelasie sien tussen watter taal behandel ons in die klas en wat word van my verwag in 'n eksamen nie. En ek dink dit laat ons leerders nogals moedeloos voel en dit laat hulle voel asof
dit nie regtig behulpsaam is om vir vraestel 1 te leer nie. En u weet, daar is regtig 'n stigma nasionaal wat ons juist probeer breek dat Afrikaans vraestel 1 nie 'n leervraestel is nie. En ons weet dit is 'n leervraestel. Maar dan moet ons seker maak dat dit wat ons van ons leerders verwag, dit wat hulle uiteindelik in die vraestel moet die vaardighede wat hulle moet kan bemeester ook in die klas vir hulle onderrig is. So dit is hoekom dit so belangrik is dat ons leer om ons eie vraestelle op te stel, want ons ken ons leerders die beste. Ek dink ook dat dit 'n ongelooflike geleentheid is vir onderwysers om te ontwikkel. Ek dink regtig dit is eintlik die ding wat jy kan doen in jou onderwysloopbaan wat jou die vinnigste gaan laat ontwikkel en groei as opvoeder, is as jy kan leer hoe om jou eie vraestelle op te stel. En dit is nie 'n maklike taak nie. Dit neem baie tyd in beslag. Maar my wens is regtig dat jy iets van vandag se sessie sal kan wegneem wat vir jou dalk net so 'n bietjie meer selfvertroue gee om die ding aan te pak. Want ek glo regtig elke onderwyser kan. En dat u hopelik in 'n omgewing is waar jy ook ondersteuning het, of dit nou van 'n vakspan is of 'n vakadviseur is, iemand wat vir jou as mentor kan optree in hierdie verband. En ek wil ook sommer soos wat ek nou praat, dink ek daaraan dat die modereringsproses is ook een wat jy nie ligtelik moet opneem nie. Wanneer iemand vir jou werk teruggee en daar's verskriklik baie veranderinge aangebring of voorstelle gemaak. Dit is regtig wanneer jy deur daai veranderinge werk, deur daai voorstelle werk, dit is regtig iets wat die gehalte van jou vraestel gaan verbeter. So ek wil ook vir u sê, moenie mismoedig voel daardeur nie. Sien dit as 'n leergeleentheid en wees dankbaar as iemand die tyd neem om regtig krities te kyk na jou werk en vir jou daardie aanbevelings te maak. Glo my, dis baie beter as om 'n vraestel te kry waar daar byna geen veranderinge aangebring is nie, en dan wanneer jy begin nasien, besef jy eintlik waar foute deurgeglip het of waar 'n vraagstelling miskien onduidelik was. So ek wil dit sommer ook net noem. Goed. Wat is die uitkomste vir hierdie sessie? Aan die einde van hierdie sessie gaan u 'n beter idee wat die leesbaarheidsindeks behels en hoe om ons tekste aan te pas sodat dit op die regte vlak is, die toepaslike moeilikheidsgraad vir ons leerders. U gaan miskien kognitiewe vlakke en die formulering van vrae beter verstaan, en dan gaan ons ook net 'n liggies aanraak hoe u te werk kan gaan met die tegniese versorging van u vraestel. Hoe om dit professioneel te laat vertoon, netjies en foutvry. So, waar begin ek? Daar is 'n paar dokumente wat u altyd byderhand moet hê wanneer u besig is om 'n vraestel op te stel. Dit is natuurlik die kurrikulum dokument, die KBV, die eksamenriglyne en aktuele tekste. Goed, so om 'n vraestel op te stel kan gelykgestel word daaraan om vir jou geliefde kos te maak. Nou, ek kies spesifiek om nie te sê om vir jou geliefde te bak nie, want dan sou al my vraestelle dink ek geflop het. Maar daar is 'n paar basiese reëls in die kombuis wat jy moet ken en waarmee jy vertroud moet wees voordat jy sommer begin om hierdie hoender te ontbeen. Daardie reëls kan jy vind in die KABV. Ek verwys hier na lengte van tekste wat jy kies. Jy gaan dan ook seker maak dat jy 'n goeie idee het van waarvan jou geliefde hou, né? As jy vir jou man of jou vrou of jou kinders kos maak, dan weet jy mos watter tipe geregte geniet hulle. Wat gaan nou vir hulle 'n bederf wees? Gaan nie vir hulle iets maak wat jy weet dalk moeilik verteerbaar is nie. En dieselfde geld vir ons leerders. Wanneer ons 'n teks kies, moet ons darm seker maak dit is iets wat vir ons leerders aangenaam gaan wees, wat spreek tot hulle ervaringswêreld, vir hulle relevant gaan wees. Goed, so as ons kyk byvoorbeeld na die KABV, dan gaan jy sien
die KBV meld dan nou die lengte van tekste, onder andere waarvan jy bewus moet wees. En dan in die eksamenriglyne, as jy nie vertroud is met hierdie dokument nie, dan kan jy, ja, dan is dit regtig baie belangrik dat jy daardeur lees voordat jy enigstens dit waag om jou eie vraestel op te stel. Jy kan dit sommer aflaai van die internet. Soek tussen Departement van Basiese Onderwys Eksamenriglyne 2021. Ek het vir u so 'n fotootjie geplaas hier hoe die dokument lyk. En daar kan jy byvoorbeeld riglyne vind soos die twee tekste wat by mekaar moet aansluit. Die visuele teks wat by jou teks A, jou leesstuk moet aansluit, dat dit enige genre kan wees. Daar staan byvoorbeeld dat dit 'n minimum van 6 punte moet tel en 'n maksimum van 10 punte. Miskien het jy dit nie geweet nie, maar die visuele teks kan tot en met 10 punte tel. Daar moet natuurlik een verbandvraag, ten minste een verbandvraag gevra word, waar daar 'n verband tussen die twee tekste dan nou gemaak moet word. Ons toets ook begrip altyd binne konteks van die leesstuk, en selfs wanneer leerders dink jy evaluasievrae moet beantwoord, moet dit altyd gegrond wees op die konteks van die leesstuk. Ek wil ook vir natuurlik die wenk gee dat om vorige vraestelle te bestudeer en na te gaan is altyd ook 'n baie goeie idee. Jy kan vinnig 'n patroon optel as jy kyk na vorige nasionale vraestelle, en jy kan dan dit ook gebruik as 'n riglyn wanneer jy jou eie vraestel opstel. Kom ons kyk gou na teksseleksie. Daar is sekere bestanddele, ek dink wat mens liefs moet vermy. In my huishouding is dit kool. Niemand hou baie van kool nie. En net so is daar sekere onderwerpe wat miskien as taboe beskou word, of wat as ons wonder en twyfel, gaan ons eerder dalk 'n ander teks kies. Dit is gewoonlik tekste wat polities van aard is, miskien meer drukkende onderwerpe, godsdienstige aspekte, diskriminasie, rasisme, kritiek teenoor byvoorbeeld staatsinstellings. En ek wil ook noem dat wees ook versigtig vir die spotprente, dat hulle ook nie onder hierdie kriteria val nie, want ek dink baie spotprente het te doen met, jy weet, regering, politiek. So ja, wees maar net attent daarop. Kies eerder nuwe, aktuele temas. Dink aan of dit by die leerder se ervaringswêreld pas. Kyk of jy iets opbouend kan kry, iets wat informatief is. Ek wil ook noem, ek dink dit is 'n voorkeur en nie noodwendig 'n riglyn nie, maar miskien net iets om oor na te dink. Persoonlik hou ek nie baie van of probeer ek om nie vraestelle op te stel waar ek een tema regdeur neem nie. Die rede is want indien 'n leerder miskien nie aanklank vind by daai spesifieke tema wat jy nou in die leesbegrip gekies het nie. Nou moet hy die opsomming, die advertensie, die strokiesprent, vraag 5 wat dan nou die uittreksel is waar jy die taalvraag gaan vra, alles oor dieselfde tema beantwoord. En miskien is dit 'n tema waarmee die leerder net nie gemaklik is nie, of miskien wat hulle nie so lekker laat voel nie, miskien net sensitief aanraak, en nou dra hulle daai gevoel deur die hele vraestel. So, party mense dink dit is baie oulik as alles by mekaar aansluit. Ek dink wanneer jy dit oopstel, kan jy miskien jou net bietjie wyer span en miskien 'n wye verskeidenheid tekste gebruik wat weer die vraestel interessant maak op verskillende vlakke. So, dis maar net 'n voorkeur, soos ek sê, dis nie 'n riglyn. Tydskrifte soos die SARI, die Taalgenoot, Weg, Platteland, of koerantartikels soos op Netwerk 24, Marula Media werk tipies baie goed vir die vraestelle. Indien jy nie 'n Netwerk 24 rekening het nie, is dit ook altyd ek dink 'n lekker manier om op hoogte te bly van oulike tekste, sommer vir jou 'n skermskoot te neem of dit ergens
ja, net 'n nota te maak en te sê, jy weet, hierdie uitgawe, hierdie bladsy was 'n teks wat lekker gewerk het. So dan bou jy vir jouself so 'n argief op van oulike tekste. Goed, watter tipe vrae? Die KBV meld vir ons op bladsy 22 en 23 eintlik watter tipe vrae ons op moet fokus. Dit sê dat wanneer ons die leesbegrip teks vir afdeling A selekteer, wil ons leerders se aktiewe begrip van die teks, hulle woordaanpakvaardighede toets. Ons wil kyk, kan hulle verbande raak sien? Kan hulle afleidings maak? Kan hulle lees vir hoofgedagtes? Kan hulle vergelyk? Kan hulle kontrasteer? Kan hulle evalueer, tot gevolgtrekkings kom, kan hulle eie opinies verwoord. So ons sien ook in hierdie omskrywing in die KBV dat daar regtig 'n wye verskeidenheid vaardighede by die leerders getoets moet word en dit kom voor deur middel van die vraagstelling. So u sal sien dat ons nogals 'n verskeidenheid, 'n tipe vrae wat verskeidenheid vaardighede toets by ons leerders. Goed, as ons kyk na die kritiese taalbewustheid wat dan ook ter sprake kom, kyk ons na aspekte soos feit en mening, direkte geïmpliseerde betekenis, denotasie, konnotasie, die sosio-politieke kulturele agtergrond van tekste, weglating en seleksie, watter impak het dit, gevoelsmanipulerende taal, partydigheid, vooroordeel. Goed, en ons weet hierdie vaardighede kom nou veral dan nou in vraag 3 en 4, gaan ons na hierdie aspekte kyk. Ek wil ook net noem, in die eksamenriglyn dokument, en ek is seker jy weet dit, maar vir die van julle wat dit nie weet nie, is dit belangrik om net daarop te let dat volgens die eksamenriglyne by vraag 3 en by vraag 4 moet 8 uit die 10 punte oor hierdie kritiese taalbewustheid handel. En 2 punte by vraag 3 en 2 punte by vraag 4 handel dan oor grammatika, nee, of 'n taal wat getoets word. Maar ek dink wat baie mense dalk nie van kennis dra nie, is dat indien jy by vraag 3 2 punte vra oor woordvlakwerk. So as jy byvoorbeeld vra oor klankleer en spelling by vraag 3, dan moet jy fokus op sinstrukture, né, sinsvlakwerk by vraag 4. So as jy by vraag 3 weer fokus op sinsvlakwerk, so jy kyk byvoorbeeld na leidende bedrywende vorm of direkte indirekte rede of woordsoorte, dan gaan jy weer by vraag 4 moet jy weer fokus net op die woordvlakwerk. So jy kan dit nie meng nie. So by die een vraag fokus jy 2 punte op 1 en dan moet jy op die ander een fokus by vraag 4. Dit is sommer nou net vir interessantheidshalwe en dan by vraag 5 moet dit 5 punte wees, 5 punte in elke kategorie. Goed, maar ons is nou eers weer terug by vraag 1, afdeling A, teks A en teks B. So die tekste moet natuurlik geskik wees vir die graad. Die visuele teks moet by teks A aansluit. So die twee tekste moet by mekaar aansluit en ons moet seker maak dit is op die regte vlak. Hoe doen ons dit? So ek wil u vandag as jy nie vertroud is daarmee nie, wil ek jy bekendstel aan die MIS leesbaarheidsindeks en miskien is u reeds vertroud daarmee, maar dan wil ek net regtig weer beklemtoon hoe belangrik dit is dat ons wel ons tekste toets voordat ons wegbring en vrae opstel. So waar begin ons? Ons moet eers seker maak dat ons 'n teks gekies het, 'n teks wat spreek tot leerders se ervaringswêreld, opbouend is, iets wat ons leerders interessant gaan vind. As jy so 'n teks gevind het, wel gedaan. Dis stap 1. Maar nou moet ons seker maak ons verwerk hierdie teks sodat dit op die regte vlak is vir die spesifieke graad. Nou teks wat jy van netwerk 24 aftrek, gaan waarskynlik nie op die regte graad wees of vlak wees vir 'n graad 10 leerder nie. Definitief ook nie vir 'n graad 8 of 'n graad 9 leerder nie. Ek wil vir u noem dat
tydens moderering uh, veral by die graad 8 en die graad 9's dink ek hulle is dikwels die ouderdomsgroep wat die meeste ingedoen word deur moeilike tekste. Ons vind dikwels 'n teks en ons dink dit moet net aan die regte lengte voldoen, maar ons vergeet dat al is 'n teks korter, dit steeds baie moeilik kan wees en dat daar woordeskat kan inhou wat ook uitdagend is vir ons leerders, dat dit ja, miskien lang sinne het, baie meer lettergrepige woorde en dit moet dan verwerk word. So dit beteken nie jy kan nie die teks gebruik nie. Jy moet net skaaf en skuur aan daai teks tot dit op die regte vlak is. So ek gaan nou vandag net 'n vinnige oorsig gee wat hierdie MIS leesbaarheidsindeks behels. En dan gaan ek vir u ook miskien 'n kort pad gee hoe jy dit kan doen, maar dit is belangrik dat jy net die agtergrond verstaan. En verstaan waarom dit nodig is om die teks aan te pas en ook hoe om dit te doen, wat is die beginsels. So, die eerste ding wat jy gaan doen is om die teks se woorde te tel. Nou, jy hoef dit nie met die hand te tel nie, jy gaan dit sommer in Word, wanneer jy die teks in Word getik het, dan kan jy gaan kyk na word count, wat aan die onderkant vir jou gaan sê, dit is, kom ons sê 700 woorde, tussen 700 en 800 woorde, dit is, ons kan dit vir graad 12 gebruik, en dan gaan jy ook kyk, is daar moontlike vrae? Soos wat jy deur die teks lees, kan jy sien, is dit informatief? Kan jy sommer reeds sekere vrae raak sien in die teks? Nog voordat jy dit nou regtig sit en die vrae uitwerk. Leen die teks om tot stapelvrae of multipunt vrae. Sny woorde sonder om die teks se betekenis te beïnvloed. Met ander woorde, kan jy van die woorde weglaat, kan jy sekere paragrawe weglaat, sinne weglaat, sonder dat die teks die betekenis gaan verloor, en is daar steeds samehang, en dan gaan ons by die MIS-indeks kom. So, goed, ek wil vir u noem dat Viva ook 'n leesbaarheidsindeks het, die MIS-indeks binne die platform hulle webtuiste ingebou het, wat u kan gebruik deur 'n jaarlisensie, as jy 'n jaarlisensie aankoop. Hulle jaarlisensies kos R90 per jaar. Ek dink dit is regtig baie billik. En dit is baie akkuraat en jy kan dan die teksgedeeltes invoer. Hy werk die MIS leesbaarheidsgraad vir jou dan nou uit en jy kan kyk, is die teks toepaslik vir die spesifieke graad waar jy dit wil gebruik. Maar soos ek sê, jy moet steeds, ek dink, net die beginsels van die MIS leesbaarheidsindeks verstaan, sodat jy voordat jy deur daai proses gaan reeds 'n idee het of die teks kan werk al dan nie. Goed, so hoe werk die MIS leesbaarheidsindeks? Jy gaan kyk eerstens na die sinslengtes. Jy gaan die gemiddelde getal woorde per sin uitwerk. En wat jy gaan doen is jy gaan ook elke paragraaf merk daar by die 100ste woord en dit dan deel met die getal sinne. So dit gaan vir jou x plus y gee. Dan gaan jy dit vermenigvuldig met 0.4 en die antwoord is dan die leesbaarheidsvlak. Goed, nou ek gaan dit nou gou 'n bietjie meer besonderhede vir julle verduidelik. Maar hierdie telling wat hy vir jou gee, stem ooreen met die jare skoolopleiding van die leerder. So graad 10 was mos destyds standaard 8, so 8 telling is toepaslik vir 'n graad 10 leerder, 9 vir graad 11 en 10 vir graad 12. Goed, so kom ons kyk gou na net 'n praktiese voorbeeld. Ek dink dit gaan vir julle sommer vinnig net illustreer hoe dit werk. So, jy sien hier in nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die sinne is genommer. So, dit maak het duidelik, daar 7 sinne, hier is 104 woorde, so ek selekteer dan ongeveer 100 woorde tot aan die einde van die sin, en die 7 sinne, so ek sê dan 104 woorde gedeel deur 7 sinne, gee dan vir my die 14,9, wat jy sal sien op die vorige skyfie is, ons wil die gemiddelde getal woorde per sin uitwerk.
Goed. Dan gaan ons kyk hoeveel meer lettergrepige woorde is daar. Nou in hierdie teks is dit in rooi gemerk. En dit is dan 13. En nou sê ek 13 gedeel deur 2 gee vir my 6,5. En dan gaan ek daardie twee getalle bymekaar tel. En dit is my xy wat ek dan maal met 0,4 en dit gee dan vir my die antwoord. En my antwoord sê vir my hoeveel jare skoolopleiding moes 'n leerder gehad het om hierdie teks baas te raak. En dit kan dan nou verwerk word. As jy nie tevrede is met die telling nie, jy wil miskien hierdie teks vir 'n jonger graad gebruik, dan kan jy nou die teks verwerk. So jy kan dan kyk, kan ek miskien meer 'n extra sin byvoeg? Kan ek miskien van my meer lettergrepige woorde verkort, of 'n sinoniem gebruik? Kom ons sê in plaas van verduidelik kan ek net sê. In plaas van wat het ek nog hierso? Domineer kan ek miskien sê oorheers, net 2 lettergrepe. Miskien kan ek 'n hele gedeelte van die sin weglaat, jy kan sê deur te luister help jy hom om self sy probleem op te los. So ek verminder die woorde. So daar is maniere hoe jy die teks kan aanpas. Jy hoef ook nie net die meer lettergrepige woorde aanpas nie. As jy sien 'n woord is miskien moeilik, dan of uitdagend vir die leerder, kan jy dit net vereenvoudig. So ja, ek wil nie te veel tyd hieraan bestee nie, maar ek dink tog dis belangrik dat jy net verstaan hoe werk die misleesbaarheidsindeks en indien jy self die teks wil aanpas, wat jy gaan moet aanpas, want as jy dit net invoer in Viva se platform of se program en hy skop vir 'n telling uit waarmee jy nie tevrede is nie, dan gaan jy die teks moet aanpas. En as jy nie weet hoe om die telling dan laer te kry nie, gaan jy nie weet hoe om die teks aan te pas nie. So ek hoop dit maak sin. So jy kan gaan kyk na die hoeveelheid sinne, jy kan gaan kyk na moeilike woordeskat, jy kan gaan kyk na meer lettergrepige woorde, en dan of jy sekere gedeeltes van die sin miskien 1 woord in plaas van 3 woorde kan gebruik. Goed. So kom ons beweeg nou na die kognitiewe vlakke. As ons nou weer terugkeer na die kombuisgedagte, dan is Barrett en Bloom die hoeveelhede wat in die resep gemeld word. Te veel sout in 'n dis kan regtig dit oneetbaar maak, kan veroorsaak dat jy daai hele pot net so in die asblik gaan gooi, en miskien as jy te min sout byvoeg, gaan die geur miskien nie wees wat jy gehoop het nie. So dit gaan alles oor die regte kombinasie, die regte balans. En die hele idee van Barrett en Bloom se taksonomie is om seker te maak dat ons regverdige vraestelle saamstel, dat daar die regte hoeveelheid, regte kombinasie, makliker vrae is, medium vrae, moeilike vrae, en dat dit uiteindelik vir ons leerders tot voordeel sal strek. So alhoewel die meeste van ons al baie van Barrett en van Bloom gehoor het, is dit egter iets om aan gewoon te raak om die vlakke reg toe te pas wanneer jy vrae opstel. So ons gebruik Barrett se taksonomie by die leesbegrip en ons gebruik Bloom by afdeling C wanneer ons die taalvrae aanpak. So ons weet dat in ons vraestel, in ons leesbegrip, gaan ons 40% vlak 1 en 2, dis ons laeorde vrae hê. Vlak 1 en 2 se antwoorde kan direk in die teks gevind word. Die leerder kan lees vir die antwoord. Hulle kan ook die antwoord vind, maar moet miskien die inligting herorganiseer. Vlak 2. Vlak 3 het altyd te doen met afleiding. So die antwoord is in die teks, maar jy bekom die antwoord deur 'n afleiding te maak. Daar moet inligting afgelei word. So dit is vlak 3. Vlak 4 en 5 het weer te doen met evaluasie en waardering. Vlak 4, jy evalueer, jy gee 'n oordeel, en vlak 5 is waardering. Jy reageer op die teks emosioneel en esteties motiveer. So dit is my vlak
1 en 2, 12 punte, vlak 3, 12 punte, vlak 4 en 5, 6 punte. Maar, nou is die tamaletjie die volgende, dat, alhoewel die taksonomie vir ons 'n riglyn gee om seker te maak dat ons vraestelle regverdig is, en dat ons nie te veel maklike vrae het of dalk te veel moeilike vrae het nie, is dit nie noodwendig so dat 'n 40% vlak 1 en 2, 40% vlak 3 en 20% 4 en 5 vir ons 'n vraestel gaan gee wat 40% maklik, 40% medium, 20% moeilik is nie. En daarom sal ek jy aanbeveel om 'n tweede analiseryt saam te stel wanneer jy jou vraestel opstel. En hierin gaan jy die moeilikheidsgraad meld. So met ander woorde, ek gaan vir jou nou wys hoe dit lyk. Maar kom ek illustreer gou eers my punt. 'n Denkvlak 1 vraag gaan dalk wees die meervoud van boom of tooi of genot. Maar meervoudige keusevrae kan deur enige denkvlak wees, afhangende van die tipe denkproses. Maar jy gaan natuurlik moeiliker en makliker vrae kan kry. En vlak 4 en 5 is ook nie noodwendig altyd moeiliker as die ander vlakke se vrae nie. So met ander woorde, wat ek sê is dalk die meervoud van tooi is dalk 'n moeiliker vraag, afhangende van wie jou leerders is. En 'n vlak 4 of 'n vlak 5 vraag, wat ek vra, dink jy die meervoud van boom is bome, maar ek spel dit miskien verkeerd. Dis nou miskien nie so 'n goeie voorbeeld nie, maar in essensie vra ek dieselfde vraag. Dis nie noodwendig moeiliker as sulks nie. So wat ons aanbeveel is dat ons kyk na 'n tipe van 'n analiseryt waar ek seker maak ek het my vlak 1 en 2 vrae, my vlak 3 vrae, my vlak 4 en 5 vrae, maar ook aan die regterkant het ek 'n tweede ryt, analiseryt wat vir my aandui, is hierdie vlak 2 vraag werklik maklik of is dit miskien medium? Het ek dalk 'n vlak 3 vraag wat miskien moeilik is en nie medium is nie, of miskien 'n vlak 3 vraag wat miskien maklik is. En so kan jy sien of iets regtig uit balans is in jou vraestel. Ek hoop dit maak sin, en dat u dit sal oorweeg om ook hierdie analiseryk in te sluit wanneer u die volgende keer 'n vraestel opstel. Ek dink jou moderator sal baie beïndruk wees as hulle kan sien dat jy het regtig gedink aan die verskeidenheid vrae, jy het seker gemaak jou kognitiewe vlakke is reg en jy het aandag gegee aan of dit maklik, medium, moeilik of daai balans dan ook reg is in die vraestel. Maar nee, ek het net 'n vraag daar vir jou. Is daar so 'n template moontlik beskikbaar vir onderwysers wat hulle kan gebruik, of is dit maar iets wat hulle betrokke vakadviseur vir hulle beskikbaar gaan stel? Wel, ek het 'n analise ryk, dis net 'n basiese Excel dokument. Ek is seker ons kan dit met die onderwysers deel. Ek gee nie om dit te deel nie. Ja, so dan voer jy maar nou net elke keer jou vraagnommer in en ja, jy voer net elke keer die data in en dit skop vir jou die persentasies uit. So dis 'n basiese. Ja, ek seker ons kan dit saam met die hulpbronne vir die onderwysers laai as hulle graag daarvan gebruik wil maak. Ja, so as jy voel dit is iets wat jy graag sal wil hê, kan jy sommer daaronder net met 'n duimpie dalk as jy wil reageer met 'n duimpie net om vir ons aan te dui of dit iets is wat jy sou wou gebruik in jou klaskamer. Nou sê dankie Talinda. Baie dankie julle. Dan is dit ook belangrik dat ons kyk na die scaffolding of die steiering of opstapeling van vrae. So wat dit beteken is dat ons wanneer ons begin met ons leesbegrip, ons nie begin met miskien 'n vlak 4 of 'n 5 vraag nie. So ons wil vir die leerders
hulle 'n gevoel gee dat hulle die vraestel kan beantwoord. So ek weet nie of julle onthou. Miskien is dit net my herinneringe van wiskunde op skool, maar daai gevoel as jy die vraestel oopmaak en jy lees vraag 1 en jy's klaar onseker en jy lees 1.2 en jy voel okay, miskien moet ek eerder omblaai, miskien lyk bladsy 2 beter. Nou dit ons wil vermy dit vermy dat leerders so voel wanneer hulle die eerste vraag sien by die verskillende vrae. Ons wil hulle laat voel goed, ek voel ek kan die eerste vraag beantwoord. Dit gee vir hulle selfvertroue, dit gee vir hulle 'n positiewe gevoel. So ons probeer dit styer. Van maklik, medium, moeilik. Dit is nie te sê dat dit in daai volgorde moet bly nie, maar ons probeer net as 'n reël om nie sommer weg te spring met 'n vlak 5 vraag nie. Goed, so ons begin met die laer orde vrae en dan werk ons na die moeiliker vrae toe. Goed. Kom ons kyk na vraagstelling. Nou, wat belangrik is dat ons ou vraestelle as voorbeelde gebruik. Iets wat ek gereeld sê vir die onderwysers waarmee ek werk is dat ek wil sien dat van graad 10 tot graad 12 word vraestel woordeskat. Dieselfde woordeskat wat hulle uiteindelik in die NSS vraestelle gaan teekom, word reeds van graad 10 af gebruik in hulle vraestelle. Die woordeskat is nie 'n geheim nie. Jy kan dit vind deur net deur ou vraestelle te lees. Indien jy nie die diagnostiese verslae lees wat deur DBO jaarliks na afloop van die NSS eksamen vrygestel word nie, dan wil ek jy regtig aanmoedig om dit te lees. Daarin word vir al drie vraestelle al die woordeskat gemeld, tipies watter woorde die leerders mee sukkel, watter vrae die leerders mee kleitrap. So jy kan daardie tekste gebruik as voorbeeld en gebruik dan daardie woordeskat in jou vraagstelling sodat leerders gewoond raak daaraan. Begin met lae-orde vrae en dan natuurlik moet die vrae altyd die volgorde van die teks volg. Die reël, die ongeskrewe reël, maar dit is eintlik 'n reël, is dat as jy by paragraaf 1 begin, kom ons kyk of ons 'n vraag kan kry oor die titel, kom ons kyk of ons dan 'n vraag kan kry oor die inleiding, maar ons kan nie begin by paragraaf 3 en dan weer teruggaan op paragraaf 1 en dan paragraaf 2 en dan paragraaf 7 en dan paragraaf 4. Ons wil kyk, kan ons saam met die teks werk? Kan ons saam met die teks vloei? En verkieslik kan ons moontlik 'n vraag oor elke paragraaf vra. Dat ons nie groot spronge het tussen vrae en paragrawe nie. Die rede is natuurlik, ons weet leerders deesdae is maar sukkelende lesers. Hulle lees stadig en indien 'n vraestel van hulle vereis om te spring tussen paragrawe, nou moet ek weer paragraaf 7 lees, nou moet ek weer paragraaf 2 lees, neem dit baie tyd in beslag en die leerders kry nie klaar nie. So help hulle, lei hulle deur hulle te verwys na waarom te lees en vloei dan saam met die teks. Ja, nee, waar, onwaar tipe vrae kan nie vra, maar onthou dat die motivering gewoonlik die punt verdien en gewoonlik tel daai vrae net 1 punt en die punt word gegee vir die motivering en die motivering moet aansluit by die standpunt wat hulle ingeneem het. Leer ook vir julle leerders natuurlik dat hulle moet altyd standpunt inneem. Wanneer die standpunt nie afgelei kan word, duidelik afgelei kan word nie, sal dit tipies nie reggemerk word tydens die NSS eksamen nie. Goed, probeer 'n vraag uit elke paragraaf formuleer, dit het ek gesê, en dan natuurlik die taksonomie. Goed. Ek het sommer net vinnig so 'n tabelletjie gemaak waar u die woordeskat van wat gebruik word in vorige vraestelle kan net vinnig kan sien. So die woorde regverdig, geregverdig, geloofwaardig, effektief, evalueer, beoordeel, funksioneel, ironie, vooroordeel, bevooroordeel en diskriminasie, geïmpliseerde betekenheid, geslaagdheid, gesaghebend, geloofwaardig. Dit is woorde wat nie net in vraestel 1 voorkom nie, maar ook in vraestel 2. En as jou leerders nie vertroud is met hierdie eksamen woordeskat nie,
dan gaan hulle sukkel. Hulle gaan sukkel om te kan evalueer en te beoordeel binne die konteks van die teks. So as daar een boodskap is wat ek regtig vandag by u wil tuisbring, is dat hierdie woordeskat moet voorkom vanaf graad 10 in die vraestelle. Hierdie lys woorde was ook in 2024 se diagnostiese verslag gedeel. En ek wil ook veral net beklemtoon dat hierdie funksiewoorde regtig ons leerders in die eksamen potjie. Ons sien dat wanneer 'n vraag vir hulle vra waarom is dit funksioneel, beoordeel of evalueer die effektiwiteit, die leerders nie weet hoe om daardie funksie te bewys nie. Hulle het generiese antwoorde wat nie gegrond is binne die konteks van die teks nie. So dit is regtig een van die sleutelbestanddele vir vraestel is om ons leerders vertrou te maak met hierdie eksamenwoordeskat. Goed, dan 'n verdere riglyn vir vraag 1 is 1 maal 4 punte. 3 maal 3 punte. 5 maal 2 punte. 7 maal 1 punte. So 1 4-punt vraag, 3 3-punt vraag, 5 2-punt vraag, 7 1-punt vraag. Dit is die patroon wat u kan volg. En dan kan u nou u uitdeelstuk byderhand hou. Nou ons het met die uitdeelstuk gedeel waar ek sommer 'n onlangse artikel vir u geskandeer het, dit wat ons vandag gaan gebruik. So ek gaan nie net gou 'n oombliekie gee om vir my dit byderhand te hou, want hierdie gedeelte, ek het nou baie gepraat, maar ek wil nou baie graag hê ons moet 'n bietjie interaktief saamwerk. So ek gaan miskien 'n pen byderhand moet hê, of definitief 'n pen byderhand moet hê, 'n notaboekie of 'n papier en dan die teks. Goed. Maar nee, julle so ek het dit vir julle ge-e-pos, maar ek gaan dit sommer in die kletsboksie weer oplaai as jy dit graag op jou rekenaar wil oopmaak en dan net jou skerm nou maar mooi deel sodat jy vir Marnay kan sien en die uitdeelstuk. So ek laai dit gou vir julle op. Dankie Nadine. Ek gee net so 'n minuut dat almal die teks kan hê, want indien jy nie nou die teks byderhand het nie, gaan ek dink hierdie gedeelte nie baie sinvol wees nie. So ek wil baie graag hê dat jy saam met my werk, saam met my kyk, saam met my dink. Nou sy is besig om op te laai, so julle kan maar net die kletsboksie dophou. Goed. So op die skerm sal jy sien ek het vir die titel en die subtitel van die artikel studie nikotienafhanklikheid onder tieners ongekend. Wetgewers moet damprook reguleer. Nou ja, ek dink mense kan seker wonder of 'n artikel oor damprook gepas is vir die leerders of nie. Ek dink miskien is dit bietjie averegs, maar ek glo ook dit is so 'n relevante onderwerp op die oomblik. En ons weet dit is 'n regtige kwessie in ons skole. En hoekom ek hou van hierdie artikel is dit is jy weet dit is baie informatief, so daar's baie statistiek en feite en dit is altyd 'n lekker artikel om mee te werk omdat ons allerlei vrae oor geloofwaardigheid en gesag hebbende bronne en daai tipe vrae geïmpliseerde betekenis uit so 'n teks kan onttrek. So ja, miskien is dit nie heeltemal gepas vir 'n vraestel op distrik of provinsiale vlak nie, maar ek dink definitief kan jy dit in die skool gebruik. So ja, ek hoop dat ek die soektog vir 'n bietjie makliker gemaak het.
Goed, so kom ons oefen. Kom ons kyk na 'n paar voorbeeldvrae, net om vir 'n idee te kry. As ons met 'n en nou ons het nou 'n regte teks voor ons, 'n aktuele teks, waar begin ons? So ons gaan altyd kyk, is daar iets wat ons oor die titel, subtitel, eerste paragraaf kan vra. Nou 'n vlak 2 vraag kan wees waar 'n leerder vir ons 'n woord neerskryf of aanhaal. Ek wil ook hierso noem, jy kan dit vir die leerders leer dat 'n aanhaling natuurlik altyd aanhalingstekens moet hê, maar dis nie iets wat en tydens die nasionale of die provinsiale merkproses noodwendig die leerders gaan nie gepenaliseer word indien hulle die aanhalingstekens vergeet nie. Maar ja, ons leer maar vir hulle om 'n woord neer te skryf of aan te haal wat die leser, ten doel het om die leser te skok. Wat jy wel vir hulle moet leer, waarvoor hulle wel gepenaliseer word, is wanneer hulle meer as een woord neerskryf, as daar net een woord gevra word. En ek wil miskien dit ook noem, dat die hele idee van 'n begripstoets gaan nie net oor die leerder se verstaan van die teks nie. Dit toets mos nou leesbegrip. En deel van leesbegrip is ook of die leerder die vraag reg verstaan, reg interpreteer en kan uitvoer, kan beantwoord. So ons kan ook sekere instruksiewoorde inbou in ons vraagstelling wat ons leerders se leesbegrip toets. Jy sou gesien het in vorige vraestelle, ek dink 1 jaar was daar gevra dat die leerders 4 feite in 4 afsonderlike sinne moes aanbied. En as hulle dan net 1 sin geskryf het met al die feite, het hulle net 1 punt verdien. So ja, jy kan die leerders ook daaraan gewoond maak dat partykeer toets die vraag op sigself ook die leerder se begrip kan hulle lees en verstaan wat hulle lees. So watter woord hier gaan die leser skok, né? So miskien kon hulle geskryf het nikotienafhanklikheid of ongekend. Nee, ek dink ongekend sou die woord wees waarna toe ek neig vir daardie skokwoord. En hier is dit vlak 2 want die antwoord kan direk in die teks gevind word, maar die leser moet dan nou ongekend hierso as skokfaktor identifiseer. Vlak 1 vraag sou miskien wees watter verskynsel word in die titel as 'n probleem onder tieners uitgelig. Lekker maklike vraagie, nikotienafhanklikheid. Goed. As ons 'n voorbeeld soek vir 'n vlak 3 vraagie, kan ons sê watter afleiding kan oor die doel van die artikel gemaak word as die titel en subtitel oorweeg word. Met ander woorde, wat is die doel van die artikel as ons net na die titel en die subtitel kyk? En ons weet dan nou die leerder moet aflei dat die artikel het ten doel om die leser in te lig miskien hoe groot probleem damprook is of hoe belangrik dit is dat daar opgetree word, ingegryp word om damprook te reguleer. Goed, so dit is vlak 3, die leerder moet 'n afleiding maak. Kom ons kyk gou-gou na vlak 4. Ons hoë orde vraag. Nou, ons het nou al geleer wanneer jy dink jy invoeg, is dit 'n manier om die vraag in 'n wat miskien 'n vlak 3 vraag was deur die gebruik van die woord waarom, né? Want waarom veronderstel moet 'n rede gegee word, daar moet 'n afleiding, 'n verduideliking gegee word. Maar nou voeg ons dink jy in en nou word dit 'n vlak 4 want nou moet die leerder 'n sekere oordeel vel, met miskien self evalueer. So waarom dink jy gebruik die subtitel die woord moet in plaas van kan? So die subtitel was wetgewers moet damprook reguleer. Wetgewers moet damprook. So hoekom nie net kan nie? Nee, en die leerder gaan nou moet redeneer dat moet
daar die dringendheid beklemtoon, miskien die erns daarvan benadruk. En dan is die statistiek geslaagd, motiveer. Onthou, as jy 'n vraestel opstel, ek het dit self al baie oorgekom, wanneer jy met die werkwoord begin, dat jy die woord motiveer aan die einde gebruik. Want as jy net sê, is die statistiek geslaagd, dan kan die leerder net ja of nee antwoord. En ongelukkig moet jy dan vir hulle die punt toedien. Want onthou, dis leesbegrip. Jy het nie gevra vir 'n motiveer nie, jy het gevra, is geslaagd, ja of nee. En as dit ja is, en hulle skryf ja, dan moet hulle die punt kry. So as jy die motiveer vergeet, dan is dit regtig tot jou leerder se voordeel. Jy kan hulle nie dan benadeel deur punte af te trek nie. So wanneer jy modereer, kyk ook sommer, maak seker daardie motiveer motiveer jou antwoord is daar. Goed, so is die statistiek geslaagd? Kyk ook wanneer jy die nasienriglyn opstel. Vra altyd vir jouself of jy 'n nee antwoord ook kan beding. As daar 'n geldige nee antwoord gegee kan word. So kom ons sê hier is die voor die hand liggende antwoord ja, dit is geslaagd, né? Kom ons sê dit skok die leerder, dit lig die leerder in hoeveel van ons kinders, van ons leerders sukkel met nikotienafhanklikheid. Maar dan moet jy altyd ook dink, kan daar 'n nee antwoord wees? En daar is nie altyd 'n nee antwoord nie, maar jy sal verbaas wees soos wat jy regtig krities begin dink, daar baie keer 'n geldige nee antwoord ingesluit kan word op die nasienriglyn. En dan moet u dit insluit op die nasienriglyn, want wanneer die leerder dit gaan skryf, neig om, as jy die nee sien, sommer dadelik, lekker maklik, dis verkeerd, die kan net 'n ja antwoord wees, en dan het daai leerder eintlik dit geldig gemotiveer. Waak ook teen nasienriglyne wat by hierdie tipe vraag, waar daar 'n ja of 'n nee of 'n evaluasie betrokke is, sommer bloot sê leerder se eie gemotiveerde antwoord. Ek sien baie keer sulke rankies, leerder se eie antwoord, enige geldige antwoord. Dis daarom baie vaag, enige geldige antwoord. Onthou, u werk baie keer in 'n vakspan, miskien gaan almal nie op dieselfde bladsy wees. Wat is daar die geldige antwoord nie? U moet voorsiening maak vir 'n voorbeeld of 'n paar voorbeelde van 'n ja motivering, as ook 'n nee motivering, en dan kan u eerder die nasienriglyn gebruik wat sê die kandidaat of die leerder bied 'n soortgelyke antwoord aan. Die woord soortgelyk hak by een van die aspekte wat op die nasienriglyn genoem is. Met ander woorde, hy sê eintlik vir ons dieselfde ding, net op 'n ander manier, maar dis nie 'n nuwe antwoord nie. Waar enige antwoord, enige iets geldig, is daarin baie wyd en veroorsaak dan ook dat jy baie wyd begin merk en dat dit sommer passella punte raak, waar hierdie eintlik juist die hoë orde vraag is en ons juist die kritiese denke van leerders toets. Dit is glad nie 'n geval dat enige antwoord hier geldig is nie. Goed. Nou gaan ons self probeer. Ek het vir u net so 'n paragraaf hier, 2 paragrawe, 3 paragrawe. Jy kan sommer op die skerm daarna kyk en ek wil hê julle moet nou vir my 'n 3-punt vraag saamstel. En dit moet 'n kombinasie wees van 'n vlak 3 en 'n vlak 4. En julle moet ook die woorde geïmpliseerde betekenis gebruik en dan evalueer, beoordeel, geregverdig. So geïmpliseerde betekenis pas altyd by ons vlak 3, want ons moet aflei wat eintlik die woorde, die betekenis agter die woorde is, en dan evalueer, beoordeel, geregverdig. Een van daai woorde skakel goed met vlak 4. So ek gaan julle, dit is nou ek gaan sien 27 minute oor 4. Ek gaan vir julle 5 minute gee om gou vir my 'n vraag uit te werk. 'n 3-punt vraag, 'n vlak 3 en 'n vlak 4 kombinasie.
Goed, is daar enige iemand wat braaf genoeg voel om hulle vraag met ons te deel? Dit sal vir my baie lekker wees, regtig baie lekker wees om 'n bietjie julle stemme te hoor. En ek wil sê hierdie is 'n veilige platform om van mekaar te leer. Ek dink ons is nooit volleerd as dit kom by die opstel van vrae nie. En daar is altyd iets wat ons by mekaar kan leer en ek wil baie graag vandag by julle ook leer. Ek is seker ons het regtig baie bekwame onderwysers deel van hierdie bespreking vandag. Mia, ek sien 'n hand. Asseblief deel met my. Ja, ek is altyd die gewillige een. Maar nee, die laaste paragraaf het dadelik my oog gevang. Ek het gedink aan wat die geïmpliseerde betekenis daarvan kan wees, is wat word geïmpliseer met openbare gesondheidskrisis. En dan, ek het dit nou nie neergeskryf nie, ek het dit net in my kop gedink, so ek weet nou nie wat is, wat die vraagste, wat die punte toekenning sal wees nie. Maar dan, om dan as 'n verdere vraag vlak te gaan, dink jy dit is regverdig of beoordeel of dit regverdig is dat hulle die woord krisis gebruik, want vroeër het hulle dis 'n sterk woord om te gebruik in daai konteks, maar ek is heeltemal seker hoe mens dit sou mooi in 'n mooi sinnetjie of 'n mooi vraag gee nie. Maar dit ek sou daar op daai paragraaf fokus. Ja, ek het gesê, dink jy die gebruik van die woord krisis is in die lig van die inligting in die paragraaf, of jy kan selfs na 'n vorige paragraaf of volgende paragraaf wat daar miskien anders statistiek gedeel word sê, is dit geregverdig wanneer hierdie statistiek in ag geneem word. So kom ons sê hulle sê 40% van ons leerders maak gebruik van damprook of jy weet rook, dan kan ons sê is die gebruik van die woord geregverdig wanneer ons hierdie statistiek in ag neem. Maar ja, baie goeie vraag. Ek het aan dieselfde geïmpliseerde betekenis gedink. Ek sal nou my volgende skyfie het ek gesê wat is die geïmpliseerde betekenis van die openbare gesondheidskrisis of wat is die rede? Ek sal nou, maar ek het 'n soortgelyke vraag in gedagte gehad. Ek het ook nogals gedink dat mens kan werk met wat die implikasie betref, miskien die feit dat ouers en skole hierby betrek word. Wat word dan geïmpliseer deur die feit dat hulle ook rolspelers is. Met ander woorde, tot en met hierdie punt het hulle miskien nie miskien gefaal in hulle opvoedingstaak wat die gevare van damprook betref. Hoekom is dit nou nodig dat hulle ook so 'n aktiewe rol moet speel om hierdie krisis dan af te weer? So mense ook kon ek dink wanneer dit kom by geïmpliseerde betekenis kan mense ook dink aan wat word ingesluit en wat word weggelaat en wat word daardeur as sulks geïmpliseer. Maar baie dankie, ek hou van jou vraag. Is daar nog iemand wat wil deel voordat ons kyk na nog? Goeiedag. Hoor my? Hallo, is dit Bessie? Dit is Bessie wat praat, maar ons is 5 mense hier in 'n groepie. So fantasties. Ons is hier gesamentlik wat ons as ek kan vra, van waar skakel julle in, Bessie? Ons skakel van Hoërskool Nelspruit in. Fantasties. So ja, ja, goed. So, die eerste vraag wat ons aan gedink het, ons gaan eers met die vlak 4 begin. Ons het begin met, is dit geregverdig dat ons van wetgewers verwag om in te gryp rakende die regulasies op damprook, of is die onus eintlik op die ouers om eers te begin met onderrig van damprook, op die primêre versorgers. Hoekom is dit geregverdig om van wetgewers te verwag om in te gryp? Dis die eerste een van geregverdig. Baie geldig, ja. Veral omdat hulle melding maak van laerskoolleerders, né, wat sukkel met damprook. Ja. So dis ons een vraag waarna ons gedink het, en dan as ons nou kyk na vlak 3 met ironie, hy is nou nie baie netjies versorg die vraag nie, maar hierdie Philby, hy is 'n gesaghebbende bron, maar hy's verbonde aan die IK se skool vir ekonomie. So dit is eintlik ironies dat iemand wat seggenskap het op die artikel verbonde is aan 'n skool van ekonomie.
Mens sou verwag dat iemand wat meer verbonde is aan 'n skool of aan 'n instansie vir wetgewing of 'n openbare gesondheid sal lewer op die artikel. Skiet, dit is nou 'n mond vol, maar dis maar die ironie wat daarin vasgelê is. Ja, ek het ook nogals daaroor gewonder. Ek het gewonder oor die feit dat hy verbonde is aan die skool vir ekonomie maar ek het gedink mens sou dit dalk eerder kon verbind met die idee van 'n gesaghebbende, is hy 'n gesaghebbende bron? Is hy hy 'n kundige? So ek dink dit sou vir my dalk beter skakel met die idee van is hy die regte persoon om hier insaag te lewer? Eerder as miskien die ironie, want ek gaan vir jou sê hoekom, ek het bietjie daaroor gedink en die feit dat hy verbonde is aan die skool vir ekonomie, laat my dink dat hulle waarskynlik studies gedoen het oor die feit dat hier so baie van hierdie toestelle verkoop word, nê? Of miskien wat is die ekonomiese aktiwiteit verbonde aan skielik jy weet die magdom kinders wat begin rook deur middel van damprooktoestelle. So met ander woorde, hy was miskien betrokke geweest by hierdie studies om hierdie statistiek dan nou te kry en lig te kan skyn op die onderwerp, maar die ironie lê nou miskien daarin dat dit 'n geldelike implikasie vir hulle. Ja, so miskien sou hy eerder in plaas daarvan om mense te waarsku, nê, om te sê luister, julle moet ingryp, leerders moenie verder hierby betrokke raak nie. Gaan ons nou weer 'n negatiewe ekonomiese impak hê. So daarin lê ekonomie, maar ek dink dit is 'n moeilike miskien 'n moeilike konnotasie vir leerders om te maak. Ja, dit is bietjie diep, ja. So ek dink die voor die hand liggende aspek waar leerders sou kon redeneer is bloot, is hy 'n geloofwaardige bron? Want ek dink jy sou ja en nee kon vir albei 'n antwoord kon staan. Maar baie dankie. Ek ook aan plak 4 koppel van beoordeel die geloofwaardigheid of evalueer die geloofwaardigheid van die bron. Ja, net so. 100%. Goed, dankie. Ons waardeer. Goed. Ja, is daar nog iemand wat wou deel voordat ons aanbeweeg of dink julle ons het redelik nou die vrae uitgeput uit hierdie uittrekseltjie? Ek sien nog 'n hand, is dit Nadine? Ja, dis Nadine. So ek het nou net en dit is ook net 'n vraag. Jy weet vir my is die ironie ook daarin geleë dat hulle sê mens moet vir laerskoolleerders moet jy nou duidelike boodskappe gee dat dit verslawend en onveilig is. So dis iets wat jy juis nie wil hê hulle moet doen nie. Maar dan word die woord reguleer in die daaropvolgende paragraaf gebruik en ek meen om iets te reguleer beteken jy sit net reëls daar. Jy weet dit verhoed half net die leerders om jy weet nie te damprook nie. So vir my is die hele ironie ook daarin geleë. Jy wil nie hulle moet doen nie, maar daar moet tog regulasies in plek wees wat jou in staat stel om sekere reëls na te kom. Ja. Ja, jy sou definitief so 'n vraag kan formuleer en ek stem saam mee dat dit kan hak aan ironie en ironie is dan ook altyd vir ons 'n lekker vlak 3 vraagie. So dankie daarvoor Nadine. Dis baie goed. Dankie. Kom ons kyk gou-gou, ek gaan vir julle ek wil net sê ek is so opgewonde dat ons so lekker deelneem. Daar gaan nog baie geleentheid wees daarvoor. Ek sien ons tyd is wel beperk, so ek gaan gou aanbeweeg na vanaf my voorbeeldvraag. Ons gaan nou weer kyk na die advertensie. Ek wil net gou noem wat die tegniese versorging betref. Stel 'n template op waarbinne die vraestel en nasienriglyn saamgestel getik kan word en gebruik sommer hierdie template vir die hele vakspan. Ek werk altyd binne tabelle en agterna haal jy net al die lyntjies weg. So en dit maak dan dat niks rondskuif nie. So as jy gereeld probleme ervaar dat jou nummering rondspring en
wanneer jy dit op 'n ander rekenaar oopmaak, lyk alles weer anders. Daardie probleem kan oorkom word deur net binne tabelle te werk. En jy sal sien hier aan die linkerkant is 'n voorbeeld in tabelle en dan aan die regterkant het jy nou net die lyne ingekleur en dan is daar nie meer tabelle nie en dan vertoon dit baie netjies. Ek tik die tekste ook in tabelle met die paragraafnommers aan die linkerkant, so jy het 3 kolomme, die teks en die reëlnommers aan die regterkant. En so skuif niks rond nie. So dit is sommer nou net 'n wenk ten opsigte van die tegniese versorging. Gebruik die nasionale vraestelle as 'n riglyn, maak dit gebruikersvriendelik en sluit alternatiewe in op die nasien riglyn. Goed. So by vraag 3 tot 5 gebruik ons Bloom se taksonomie en ons het 'n 2-punt vraag by vraag 3 en by vraag 4. Goed. So, ons weet dat ek gaan nie nou deur hierdie hele gedeelte werk nie, want daar's baie inligting beskikbaar in die KBV word dit ook vir die uiteengesit. Daar's uitdeelstukke wat ons ook met julle kan deel as jy onseker is. Maar waar Barrett en Bloom verskil is Barrett maak nie voorsiening vir 'n vlak 6 vraag nie wat skepend is. So ons weet wanneer ons dan nou wanneer ons met ons taalvrae opstel, dan moet leerders baie keer 'n nuwe sin saamstel of die woord in 'n heel ander konteks of betekenis gebruik. En dan kom hierdie skeppingsvaardighede, hierdie toepassingsvaardighede wat nie so duidelik vir ons dan nou in Barrett uiteengesit word nie. So ons vlak 1 en 2 by Bloom is steeds ons maklik, dit is ons onthou. So met ander woorde, was dit ietsie wat die leerder net so kon leer, soos 'n meervoud vir kleinwoord, vul die hoofletters op die regte plekke in. Dis 'n taalreël wat hulle geleer het. Hulle kan dit net so toepas, haal 'n woord aan, staan die antwoord net so in die teks. Wat beteken dit? 'n definisie, definieer, rangskik in die regte volgorde, daai tipe vrae. En dan ons toepassing vrae is ons vlak 3 vrae. Miskien moet hulle hier die woord tussen, ons gee vir hulle 'n woord, maar hulle moet nou die woord verander, dat dit reg gebruik word. Hulle moet miskien self die foute identifiseer, die spelfout, waar daar taalreël verkeerd toegepas is. Watter woordsoorte is die volgende, pas hierdie spelreël toe op die volgende, homonieme, homofone. Dit is ons vlak 3 en dan vlak 4 tot 6 is ons moeilike vrae. Dis vlak 4 is ons ontleed. Miskien gaan hulle hier sinsanalise moet doen, ontleed die sin, dui aan of dit enkelvoudig of saamgestel is, ons skei tussen X en Y, skryf die gesegde of die onderwerp neer. Goed, en dan by vlak 5 en 6 het ons evalueer vlak 5 en skep. So hier moet die leerder by vlak 6 miskien self die reël gee. So hulle maak nou die afleiding op grond van die inligting wat hulle het en hulle moet self die reël neerskryf. Of hulle moet sinne verbind met mekaar. Hulle moet miskien die volgorde van die sin verander en met 'n sekere woord begin. Wat dink jy sal hierna gebeur, né? Miskien die volgende as hulle nou tot die einde van die strokiesprent gelees het, moet hulle miskien self dink wat gaan die gevolg wees na die gesprek wat plaasgevind het. So dit is waar my Barrett en Bloom effens verskil. En dan het ek vir julle 'n advertensie wat julle kan gebruik in een van julle eksamens of toetse as julle wil. Ek het dit saamgestel deur sekere foto's van hierdie spesifieke maatskappy Stoom Asem. Hulle het 'n pendoring gewen vir ek dink dit was 2 jaar terug of verlede jaar, kan nou nie lekker onthou wanneer ek hierdie advertensie saamgestel het nie, maar hulle het 'n pendoring gewen vir hulle sosiale media plasings en dit is dan nou hierdie kry jou tweede wasem, al die geure van die reënboog, vat jou tjoef en trek Ferrari. So ja, 'n vibe is 'n tjoef en
dit was nou baie oulik. Hulle het hierdie ou FAK liedjies gevat en allerlei woordspeling nou toegepas. So dit sê stoomasem in Suid-Afrika is die eerste Afrikaanse weggooibare tjoef met walms wat waarlik tuis voel in jou mond. Kies uit ons wye reeks geure, druifkrag, vanille, twakkie, spookwasem, span spekbek en vele meer. Stoomasem se verstelbare vloeiklep en unieke verhittingsstelsel sit jou totaal in beheer van jou rookervaring, kom blaas walm so na aan jou smaak. En dan is daar so 'n paar ander inligting nou aan die onderkant van die advertensie. So voorbeeld net van 'n vlak 3 vraag as ons hier vir hulle vra, kies die korrekte antwoord, is 'n veelkeuse vraag. Unieke verhittingsstelsels sit jou totaal in beheer van jou rookervaring is 'n voorbeeld van oorredende taal, stereotypering, imitiewe taal of diskriminasie. So ek wil sommer net herinner, ons kan ook gebruik maak van veelkeuse vrae. Jy gaan gewoonlik een veelkeuse vraag by vraag 3 tot 5 gebruik. Ek sou nie meer as een gebruik het nie. Maar dit is tog lekker vir leerders om 'n veelkeuse vraag te kry. En dan by vlak 4 het 'n voorbeeld, waarom dink jy sal Suid-Afrikaners deur die beskrywing na die inleidende sin moontlik oortuig word om die produk te koop? Nou die rede hoekom ek hierdie vraag ingesluit het, is om vir u te wys, dit is 'n vlak 4 vraag, maar dit is eintlik baie maklik. Dit sê duidelik dis Suid-Afrika se eerste Afrikaanse weggooibare tjoef, né? So die hele idee van reg Suid-Afrikaans, dis jy rook in Afrikaans. Dit is nie maklik dink ek. Ag, dis nie moeilik om by die antwoord uit te kom nie. So onthou dat die moeilikheidsgraad is nie altyd regtig gekoppel aan die vlakvraag nie, en daarom moet ons ook kyk na daardie analise van maklik, medium, moeilik. Goed. So ekskuus tog. Kom ons oefen gou. Dit is nou 4:50. Ek gaan u so 3 minute gee. Dink gou vir my aan 'n vraag wat u kan vra. Dit hoef nie 'n taalvraag te wees nie. Ek dink dit kan eerder 'n tipe van 'n KTB vraag wees. Wat gaan oor die idee van insluiting, uitsluiting. Ja. En ek nog net 'n voorbeeld taalvraag wat ek net nou wou noem is, ek het hier gesê, skryf die woorde in blok 4 neer wat geassimileer kan word. So hulle moet dan die woorde skryf wat moontlik geassimileer kan word, en ons weet dit is dan nou die van die. En sou ek daai vraag vra, dan moet ek onthou my tweede taalvraag moet ook dan in daardie kategorie pas. So dit moet woordvlak vraag wees, né? Soos spelling of lettergrepe, diftong, so iets. Goed, so dink gou vir my aan 'n KTB vraagie wat handel oor insluiting, uitsluiting. Kan enige vlak wees. Maar nee, terwyl ons deelnemers gou die opdrag voltooi, kan jy dalk net na die kletsboksie kyk. Ek sien Mia het 'n vraag gevra, en dan Alta Snyman ook. As jy net so lank daardeur wil lees, dan kan ons aan die einde van die sessie net terugvoer gee. Goed. Nadine, ek is net bang as ek nou gou hier uitgaan. Goed. Dat my skerm gaan ophou deel, maar kom ons toets dit gou. Het my skerm nou die aanbieding afgegaan. Ja. So hy Okay. vertoon net jou skyfies op hierdie stadium, die afsonderlike skyfies, en nie net een skyfie nie. So jy gaan net weer by present. Ja. Wil jy sommer gou die vraag net vir my WhatsApp, dan gaan ek gou op my ander rekenaar gou kyk. Ek gaan so maak. Ja.
Goed, is julle gereed om 'n voorbeeldvraagie met my te deel? Ek het nou alle vertroue dat julle baie spraaksaam is. So kom ons hoor. Enigiemand wat kon dink aan 'n vraagie oor insluiting, uitsluiting? Goeienaand, goeiedag. Word ek gehoor as ek op die hoog? Ja, Bessie, ek hoor jou. Goed. Een aspek van insluiting en uitsluiting, leerders wat nie hierdie gesoute Afrikaanse oudtyds Afrikaanse liedjies ken nie, word uitgesluit. Dit is een ding van insluiting en uitsluiting wat ons moontlik kan vra. Om die woordspeling te verstaan en ook te waardeer en kan analiseer, moet hulle hierdie liedjies as vertrekpunt ken. Ja, veral by nommer buite hulle ja, nommer 3 veral. So wat sou jou vraag wees? Wat sou jou vraag wees? Oor die vraag, ek het nou 'n stelling gehad hier. Die vraag. Ek het hier 'n stelling nou, gedink 'n bietjie vinnig nou. Gee my 'n oomblik dat ek konfereer hier. Terwyl jy jou vraagie formuleer, net om die sensitief ten opsigte van die sessie tye te wees. Ek dink die sommer maklike voor die hand liggende vraag sou net wees, watter groep mense of lesers sou moontlik aanstoot kon neem deur die advertensie, of watter groep sou uitgesluit word deur die advertensie, of miskien as ons nou dink aan die idee wat Bessie genoem het, watter groep Afrikaans sprekende mense sou miskien juist aanklank vind by rampie 3, of watter groep sou moontlik uitgesluit geword het, maar ek dink die idee van rokers, nie rokers, kan eintlik lekker hier werk in die advertensie. Henrique, ek sien jou hand is ook op. Wil jy ietsie deel? Ek wou net gevra het, ek weet die insluiting en uitsluiting gaan nou soos oor watse groep mense word ingesluit en uitgesluit, maar kan mens ook soos vra watse belangrike inligting word uitgesluit op die advertensie nie, soos hulle gee byvoorbeeld nie 'n prys van die produkte nie. Verseker, wel gedaan, definitief. Nee, dis baie geldig. Ek dink jy hoef dit glad nie te bepaal tot die leser en wie ten gunste gaan wees van die advertensie en wie moontlik aanstoot gaan neem nie. Ek dink definitief jy kan werk met die idee van inligting wat ingesluit word en uitgesluit word. Ja, en onthou die gonswoorde in die vraestelle is enerzijds en anderzijds, so jy kan miskien in terme van Henrique se voorstel werk met inligting wat enerzijds ingesluit word, wat dalk die leser kan oorreed, watter oorredende taal gebruik word ingesluit, en anderzijds watter belangrike inligting word uitgesluit, wat weer die teenoorgestelde uitwerking gaan hê. So eintlik 'n baie lekker vraag. Baie dankie vir jou voorstel. Nadine? Ja, ek wil ook net by Henrique aangesluit het. Dis ook hoe ek die vraag verstaan het, is die insluiting of uitsluiting van taal. En vir my was dit nogal die insluiting van spesifieke woorde, soos as ons nou kyk na daai heel bo, dit is Suid-Afrika se eerste Afrikaanse weggooibare. So die woord eerste wat half dit, jy weet as jy Afrikaans is,
lok dit jou half amper meer, dit katrol jou in om hierdie ding te koop en is die eerste Afrikaanse of verskillende bywoorde wat daar gebruik word, iets soos waarlik, dit dui nou op die oordeel van die skrywer, iets soos waarlik of ja, so vir my is daai insluiting, dit kry jou as leser van die teks om hierdie produk te koop, basies. Ja, so wat julle sê is dat jy eintlik kan werk met die insluiting van oorredende of manipulerende taalgebruik as ons nou wil verwys na die KTB woorde, dan kan ons werk met, jy weet, die effek wat die insluiting van daardie woorde op die leser het. Presies, en ek dink dan maak 'n mens van taalstrukture en konvensies, maak jy werklik, jy kom daardie geïntegreerde benadering dan na. Dit is nie net iets wat dan op sy eie is nie, dit is iets wat 'n bepaalde doel het, soos jy nou net aangedui, dit is iets wat 'n effek teweegbring. Ja, en ek dink dis ook 'n belangrike punt, want soms verwar is daar verwarring rondom wanneer, kom ons sê, soos jy nou gesê het, 'n bywoord gebruik word in 'n vraagstelling, maar die vraag op sigself gaan toets nie die leerder se kennis van grammatika nie, maar dit toets eintlik die kritiese taalbewustheid, vaardighede, maar jy verwys bloot net na 'n sekere woord of jy benoem daardie woord en verbind dit dan met die aspek wat jy wil, die KTB aspek wat jy wil toets. En dan word dit nie gesien as deel van daardie 2 punte wat jy mag vra oor taalstrukture nie. Ek weet daar is soms verwarring daaroor, want mense dink dan maar hier staan meer as 2 punte wat eintlik oor taalstrukture gaan, maar net omdat jy miskien verwys na spesifieke woorde en die effek daarvan, ja, is dit steeds eintlik die taal en mag verhouding wat getoets word. Ja, want ek meen KTB gaan oor die versteekte betekenis en ongeag of daai versteekte betekenis hoe dit uitgedruk word, of dit nou deur grammatika of deur woordeskat uitgedruk word, dit is immers waarop kritiese taalbewustheid neerkom. So ek hoor wat jy vir my sê, jy toets eintlik nie dan taalstrukture en konvensies nie, jy toets eintlik KTB. Korrek. Ek sien Magda wil ook graag 'n bydrae lewer. Magda, ons hoor graag van jou. Jy kan net jou mikrofoon aanskakel, Magda, ons kan jou nie hoor nie. Okay, hoor jy my nou? Ekskuus, ek verkeerde knoppie hier gedruk. Ek hoor jou, ja. Van daar aan die onderkant, waar hulle sê not for sale to people under 18 years. Nou ek wil dit half van ironie koppel en sê daar gaan ek uitsluiting hê, want as ons kyk, eintlik die kinders wat ons wypers is eintlik ons onder 18-jariges in die skoolverband. So ek wil uitsluiting half koppel aan 'n ironiese tipe vraag, as dit vir jou reg is. Ja, sou jy hierdie teks gebruik het, nie as vraag 3 nie, maar as jou teks B, sou jy ook baie lekker daarmee kon speel, want dan sou jy kon werk met die inligting in teks A, wat juist dui op skooliere, jy weet, op skoolgaande leerders wat dan nou rook, en die advertensie wat juist sê, hierdie tjoef is nie vir kinders of mense onder die ouderdom van 18 nie. So jy sou definitief 'n baie lekker ironie vraag daar kon saamstel. Maar ek sien dat julle, ek het regtig, ek is vol vertroue dat julle regtig oor die vaardighede beskik om 'n fantastiese vraestel saam te stel. En ek is opgewonde oor, ja, net oor hoe ons koppe bymekaar kan sit en lekker kan skaaf en skuur. En ek wil regtig julle aanmoedig om ook binne julle verskillende vakgroepe dit meer te doen. Miskien is dit selfs 'n goeie idee wanneer jy 'n teks gekry het om binne jou vakspan te vra, luister, wil julle nie die teks gaan lees en dan kom ons môre bymekaar. En hierdie is 'n paar vrae wat ek in gedagte het. Kom ons gesels daaroor. Wat dink julle? Watter vrae spring vir julle so uit die teks uit? Kom ons gesels daaroor. En ek dink dis 'n lekker stimulerende omgewing om ons idees te verfyn.
en dan uiteindelik by geldige vrae of geldige vrae te formuleer. Ek is bevrees, ons gaan nie deur die laaste 2 aktiwiteite kan kom nie. Ek het 'n advertensie wat in elk geval 'n aktiwiteit is wat ek vir julle sou vra om te oefen, 'n tweede teks, waar jy vir my 2-punt vraag moet saamstel, vlak 1, en jy moet manipulerende taal gebruik en jy moet visuele elemente gebruik in die vraag, en dan 'n tweede vraag, 'n vlak 4 vraag waar jy met die woord funksioneel speel in jou vraagstelling. En dan die laaste aktiwiteit. So ons het dit baie amper ons is baie amper klaar. Hier sou ons ook nie 'n aktiwiteit doen nie, maar ek sou net weer vir julle gewys het daarop dat jy hier 5 punte oor woordeskat, woordvlakwerk doen en 5 punte oor sinstrukture. Nou in ons kletsboksie was daar 'n vraag gewees, waar kry mens hierdie inligting? Nou, so terwyl julle gou die vraag saamgestel het, het ek net gou weer gaan lees. Die Guidelines for Setting Examination in Languages, dis die dokument se naam. En by vraag 3, so daar's vir jou riglyne by elke vraag. By vraag 3 staan daar 2 marks on the following: vocabulary development and language use. Refer to pages 23 and 24 of CAPS. So daar in die KBV word daar dan uiteengesit wat word alles dan nou as woordeskatontwikkeling en taalgebruik gesien, or sentence structures and the organization of text. Refer to page 24 and 25 of CAPS. En dan by vraag 4 word dieselfde riglyn gegee, en dan by vraag 5 sê dit allocation of marks as follows: 5 marks on vocabulary development, 5 marks on sentence structures. En dan ook die lengte van die teks, 150 tot 200 woorde. En dan sê, note, there will be 2 open-ended questions in section C. So, ek dink ek het miskien nou nog gesê, ek sou nie meer as 1 nie, ekskuus, ek wil net daar 'n regstelling maak. Die eksamenriglyne sê 'n maksimum. So jy kan 1, maar 'n maksimum van 2 word toegelaat volgens die eksamenriglyne in afdeling C. Goed, so dit is dan voor ek afsluit, het ek net nog 1 vraagie wat ek sien ek moet beantwoord. En dit is net die vraag oor watter vlakke groepeer jy saam wanneer jy 'n stapelvraag saamstel. 'n Stapelvraag is mos nou 2 vrae in 1, nee, gekombineer. Nou daar's nie 'n spesifieke riglyn nie, maar wat ek kan noem is ons sien by die nasiensentrums. En ek seker die van julle wat graad 12 vraestelle nasien, het al dieselfde tendens opgemerk dat leerders net 1 van die vrae in die stapelvraag beantwoord. En dikwels is dit net die eerste gedeelte. So hulle sal die eerste gedeelte van die vraag beantwoord en dan sal hulle nie by die tweede gedeelte uitkom nie, of hulle sal die tweede gedeelte weglaat. So ek sal gewoonlik begin met, as ek sê nou maar vlak 1 en 3 kombineer, sal ek nie eers die 3 en dan die 1 vra nie. Ek sal begin met die haal 'n woord aan wat hierop dui en wat is die geïmpliseerde betekenis daarvan. Sodat die leerder, as hy nou net 1 van die 2 gaan beantwoord, moontlik darm die punt kan kry deur die makliker vraag eers te stel. Maar daar's geen reël wat vir jou sê wenslik werk 4 en 5 saam, of 3 en 5 saam, en 1 en 3 saam, of 2 en 3 saam nie. Jy kan 1 en 4 werk baie keer baie lekker saam. Of 2 en 'n 3, of 'n 3 en 'n 5. Laat jou lei deur die teks. Wanneer jy die teks lees, die paragraaf lees, en jy begin met 'n idee, jy het 'n idee oor waarby jy wil uitkom, wat jy wil vra, gaan jy sien dat die kombinasie van daardie stapelvraag gaan eintlik spruit uit dit wat jy het om mee te werk. So jy kan dit manipuleer,
as jy nou uiteindelik jou analise ry voltooi het en jy sien ek het te veel vlak 3, ek moet 'n vlak 1 dit na vlak 1 verander of na vlak 4 verander, kan jy gaan rond speel met jou vraagwoorde wat jy gebruik, maar ja, daar's geen spesifieke kriteria nie. Goed. Ek wil vir u baie dankie sê dat u vandag ingeskakel het. Dit was regtig vir my dis 'n ongelooflike voorreg om saam met julle te kon werk vandag en ag ja, die regtig die bietjie ervaring wat ek nou al opgedoen het, net met julle te kon deel. Dit is regtig nie dat ek soveel ek kan agterkom julle is regtig al baie vaardig en baie kundigheid in hierdie area. So ek dink dit is vir my lekker om saam te kon praat en saam idees uit te ruil en net mekaar se gedagtes miskien 'n bietjie uit te daag. So dankie, dit was vir my regtig 'n voorreg en ek hoop dat julle baat kon vind by die sessie en dankie vir Nadine en vir Viva wat dan nou hierdie platform en geleentheid gereël het dat ons onderwysers mekaar bietjie kan bemagtig en inspireer om ons eie vraestelle op te stel wat vir ons leerders dan nou die beste kans tot 'n goeie uitslag gaan gee. En vlei my storie is uit, Nadine. Dan sal ons sê vir Marnay verskriklik dankie en ons sê vir elkeen van julle ook ongelooflik dankie dat julle tyd uit julle dag uit gevat het om in te skakel. Ons weet julle het besige skedules en soos Marnay sê ons hoop regtig dat mense deur hierdie sessie 'n bewusmaking skep van die toerustingkissie wat jy as onderwyser nodig het om of die bestanddele wat jy nodig het soos Marnay verduidelik het om jou eie vraestel te kan saamstel. Ons gaan hierdie sessie is opgeneem, so ek gaan dit beslis vir julle beskikbaar stel. Ek het julle almal se e-posadresse. So sodra ons hom nou netjies geredigeer het, sal ek vir julle die skakeltjies stuur en dan is jy welkom om daardie skakel met jou kollegas te deel wat nou vandag dalk besig was. Ja, so van my kant af, van Viva se kant af sê ek vir elkeen van julle regtig ongelooflik dankie en mag julle 'n fantastiese aand hê. Dankie Marnay. Dankie julle almal. Dankie julle. Lekker aand.